gaan jy nooi om die woord van die Here saam op te maak. En ons gaan saam lees in 2 Kronieke 6. 2 Kronieke 6 vanaf vers 1. Ek lees vir ons voor. Toe het Salomo gesê, die Here het gesê dat hy in donkerheid wil woon, maar ek het vir u 'n woonhuis gebou en 'n vaste plek vir u om ewig in te bly. Daarop draai die koning sy aangesig om en seën die hele vergadering van Israel, terwyl die hele vergadering van Israel staan, en hy sê, geloof sy die Here, die God van Israel, wie sy hande volbring het wat sy mond tot my vader Dawid gespreek en gesê het. Van die dag af dat ek my volk uit Egipteland uitgelei het, het ek geen stad verkies uit al die stamme van Israel om 'n huis te bou, dat my naam daar sou wees nie, en ek het geen man verkies om vors oor my volk Israel te wees nie. Maar ek het Jerusalem verkies, dat my naam daar sou wees, en ek het Dawid verkies om oor my volk Israel te wees. Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was, om 'n huis te bou vir die naam van die Here, die God van Israel, het die Here aan my vader Dawid gesê, dat dit in jou hart was om vir my naam 'n huis te bou, daarin het jy goed gehandel dat dit in jou hart was, alleen maar, jy sal die huis nie bou nie, maar jou seun wat uit jou lendene sal voortkom, die sal vir my naam die huis bou. En die Here het sy woord vervul, wat hy gespreek het, sodat ek opgestaan het. In die plek van my vader Dawid, en ek sit op die troon van Israel. Soos die Here gespreek het, en ek het die huis gebou vir die naam van die Here, die God van Israel. En die ark waarin die verbond van die Here is, wat hy met die kinders van Israel gesluit het, daar neergesit. Toe het hy gaan staan voor die altaar van die Here, teenoor die hele vergadering van Israel, en sy hande uitgebrei, want Salomo het 'n koper verhoog gemaak, en dit in die middel van die voorhof opgestel. 5 el was sy lengte, en 5 el sy breedte, en 3 el sy hoogte. En hy het daarop gaan staan en neergesink op sy knieë, teenoor die hele vergadering van Israel, en sy hande na die hemel uitgebrei en gesê, Here God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen God soos u nie, want die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte, wat voor u aangesig wandel met die hele hart. Wat vir u knegt my vader Dawid 'n belofte aan hom gehou het, ja, met u mond het u dit gespreek, en met u hand volbring, soos het vandag is. Hou nou ook, Here, God van Israel, die belofte wat u aan u knegt my vader Dawid gedoen het, naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek, wat sal sit op die troon van Israel nie, as jou seuns net op hulle weg ag gee, deur te wandel in my wet, soos jy voor my aangesig gewandel het. Laat dan nou, Here God van Israel, u woord tog bewaarheid word, wat u tot u knegt Dawid gespreek het. Maar sou God werklik by die mense op die aarde woon? Die hemel, ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het? Wend u dan tot die gebed van u knegt en tot sy smeking, Here, my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u knegt voor u aangesig bid, sodat u oë oop mag wees, dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar u van gesê het, dat u naam daar sal vestig, sodat u mag luister na die gebed wat u knegt na hierdie plek toe sal bid. Luister dan na die smekinge van u knegt en van u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor uit u woonplek, uit die hemel, en as u hoor, vergewe dan. As iemand teen sy naaste sondig, en hulle hom 'n eed oplê,
op hom tot selfvervloeking te bring, en hy voor die altaar in hierdie huis kom sweer, wil u dan hoor uit die hemel en handel, en aan die knegte reg verskaf deur skuldige te vergelde, en sy wandel op sy hoof te lê, en die regverdige te verklaar, deur om te gee na sy geregtigheid. En as u volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat hulle teen u gesondig het, en hulle hul bekeer en u naam bely, en bid en smeek voor u aangesig in hierdie huis, wil u dan hoor uit die hemel, en die sonde van u volk Israel vergewe, en hulle terugbring na die land wat u aan hulle en hulle vaders gegee het. As die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid, en u naam bely, en hulle sonde en van hulle sonde hul bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel, en die sonde van die knegte van die volk Israel vergewe, want u leer hulle die goeie weg, waar hulle in moet wandel, en gee reën op u land, wat u aan u volk as 'n erfenis gegee het. As daar hongersnood in die land is, as daar pes is, as daar brandkoring of heuningdou, sprinkane of kaalvreters is, as sy vyande hom in sy land vol stede dit benoud maak, watter plaag of watter siekte ook al, enige gebed, enige smekinge, wat enige mens of u hele volk Israel sal doen, as elkeen sy plaag en sy smart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei, wil jy dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en aan elkeen gee volgens al sy weë, u wat sy hart ken, want u alleen ken die hart van die mensekinders, sodat hulle u kan vrees en om te wandel in u weë al die dae wat hulle leef, in die land wat u aan ons vaders gegee het. Ja, ook na die uitlander wat nie uit u volk Israel is nie, en uit 'n ver land kom, om u grote naam en u sterke hand en uit 'n uitgestrekte arm ontwil. As hulle kom en na hierdie huis toe bid, wil jy dan hoor uit die hemel, uit u vaste woonplek en doen volgens alles waaroor die uitlanders u sal aanroep, sodat al die volke van die aarde u naam mag ken en u vrees soos u volk Israel. En mag gewaar word dat u naam uitgeroep is oor hierdie huis wat u gebou het, as die volk uittrek in die oorlog teen sy vyande, op die pad waarop u hulle stuur, en hulle bid tot u in die rigting van hierdie stad wat u verkies het, en van die huis wat ek vir u naam gebou het. Wil dan uit die hemel hulle gebed hoor en hulle smeking, en hulle hul reg verskaf, as hulle teen u sondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie, en u op hulle toornig is, en hulle aan 'n vyand oorgee, en hulle verooweraars hulle as gevangenes wegvoer in 'n land, ver of naby, en hulle ter harte neem in die land, waarin hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle bekeer en u smeek in die land van hulle gevangenskap, en sê, ons het gesondig, ons het verkeerd gehandel, en ons was goddeloos, en hulle het hul tot u bekeer, met hulle hele hart, en met hulle hele siel in die land van hul gevangenskap, van die wat hul weggevoer het. En hulle bid in die rigting van hulle land wat u aan hulle vaders gegee het, en van die stad wat u verkies het, en van die huis wat ek vir u naam gebou het, wil dan uit die hemel, uit u vaste woonplek, hulle gebed, en hulle smekinge hoor, en aan hulle hul reg verskaf, en die volk vergewe wat hulle teen u gesondig het. My God, mag u oë tog nou oop wees, en die ore luister na die gebed van hierdie plek. Staan dan nou op na u rusplek, Here God, u en die ark van u sterkte. Laat die priesters, Here God, met heil bekleed wees, en laat die gunsgenote hulle verheug in die goeie. Here God, wys u gesalfde nie af nie. Dink aan die gunsbewyse aan u knegt Dawid. Dit is daar lees ons uit die woord van die Here. En mag hy hierdie woord vir ons lewendig maak.
In hierdie gedeelte vind ons dit wat gaan oor die tempel wat nou aan die Here toegewy word. En as ons hierdie gedeelte lees en ons kyk daarin, is daar soveel wat vir ons daarin opgeteken is. Dit kan reekse van boodskappe daarin opgevat word. Maar ek wil graag u aandag fokus op vers 33. Wat sê, wil u dan hoor uit die hemel, uit u vaste woonplek, sodat al die volke van die aarde u naam mag ken en u vrees soos u volk Israel, en mag gewaar word dat u naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het. En daarom wil ek met u praat oor hierdie tema, die vrees van die Here. Dit is een van daardie temas, vriende, waar jou en my tong net te kort is. Maar na gelang van wat in hierdie gedeelte opgeteken is, wil ek graag met u daaroor praat. Want hierdie vers sê dat dit alles gedoen is met die doel dat die volke wat rondom is, al die volke wat daar was van die hele aarde, die naam van God sal ken en sal vrees, nie net die volk van die Here nie. En hy sê verder dat hulle gewaar sal word dat die naam uitgeroep is oor hierdie huis wat gebou is. Nou in Leiden wil ek net so ietsie deel. Ons kyk na 'n stukkie grond wat seker nie veel kleiner is as die grond waarop ons onsself vandag bevind nie. Ons is hier by 'n plekkie wat die Here vir ons gegee het, wat ons ook noem die huis van die Here. Nou hierdie geleesde gedeelte vind ons hierdie gebeurtenis van hierdie huis van die Here wat aan God toegewy word. En Dawid kom nou en hy het hierdie opdrag van die Here gekry dat daar moet 'n huis gebou word vir die Here, maar hy mag dit nie bou nie. Nou kom Salomo na Dawid en hy kom maak dit nou 'n waarheid. Hy kom bou dit. Hy het voortgegaan met die planne. Hy het voortgegaan met die gedagtes. En vir 'n klompie jare lank was hy besig geweest om dit reg te maak, en in 956 voor Christus is hierdie tempel toe nou klaar gebou en gereed om aan God toegewy te word. En in hierdie proses sien ons soveel detail wat daarin opgevang word, wat alles insluit, wat God se verwagting was, hoe hierdie huis vir hom gebou moet word. Hy sê sy begeerte is dat hy in die duisternis wil bly. Hy wil nie hê hulle moet hom leer ken, dat hulle hom te veel moet verstaan nie. Hulle kan hom nie verstaan nie, hulle kan hom nie bedink nie, hulle kan hom nie verwoord nie, maar hy hoor hierdie begeerte en hy kom werk in die harte om 'n huis vir die Here te kan bou. En nou kom Salomo aan die einde van dit alles. En hy kom bid hierdie gebed. In vers 41 bid hy en sê, staan op na u rusplek, Here. 'n Uitnodiging wat hy aan die God van die heelal ophef. Om te sê, Here, ek nooi u uit, dink aan die eer dat God homself sal kom verootmoedig na mensdom toe neerbuig, om by 'n mensdom te kom woon. Maar hy erken die Here as die Here my God. Die Here van die leerskare wat my God is, die wonder van die heelal wat my koning is, wat met heil bekleed is, wat vir u gunsgenote hulle laat verheug. Hy bevestig dat hy die alvermoënde is, dat hy selfs die blydskap in hierdie mense harte kan kom opwek. Vers 42 sê, wys die gesalfde nie af nie. En hy erken dat hy is die bron van salwing, hy is die bron van toerusting, hy is die een wat die groot verskil kan maak, en sonder hom is daar niks nie. Maar ek sien in hierdie hele gebed, in hierdie hele toewyding, sien ek die vrees van die Here so duidelik raak. En dit bring 'n mens by daardie kosbare bewustheid. Hoe gaan ons hier in ons huis van die Here om met die vrees van God? En dit alles wat rondom hierdie bouprojek gebeur, sien ek hoe dat hierdie mense 'n agting en 'n respek en 'n eerbied vir God het. En die klimaks van hierdie hele gebeurtenis wat oor 'n tydperk van 7 jaar afspeel, om die tempel te bou, om hierdie huis van die Here te bou, van die een kant klaar, deur tot aan die ander kant, elke baksteen op daardie hele perseel op sy plek, elke sentimeter oortrek met goud en elke ding perfek. Nou wil ek vanmôre so 'n bietjie kyk na die vrees wat ons behoort te hê in elke deeltjie wat ons mag doen in die tempel wat ons dag vir dag bou. So kom stap saam met my deur die konstruksiegrond van die tempel wat gebou moes word. Hy het skaars amen gesê.
toe kom daar vuur uit die hemel uit. En ek sien dat hierdie mense daar die groot reverence moes hê. Hier is hy nou. Ons hoort op ons knieë. Ons hoort op ons gesigte te wees. Want het gaan oor God se teenwoordigheid. Ons sien dat offers verteer word. 22.000 beeste word verteer in 'n oomblik. Ons sien 120.000 skape word verteer in 'n oomblik. 'n Hele volk word bewus van die vrees van God. Want die heerlikheid van God het hierdie huis gevul. En dit is so heerlik dat die priesters kan nie waag om in die huis van die Here in te gaan nie. En toe hulle sy heerlikheid sien, toe val op hulle knieë neer. En hulle eer die Here. Nie soos ons vir 'n ure week nie, maar vir 7 dae lank. Is hierdie mense op hulle knieë voor die Here. Want God het hierdie plek sy offerhuis genoem. En hulle bring al die heilige voorwerpe en hulle bring dit in hierdie huis in, hulle kom lê dit daar neer. Elke ding op sy plek. Tot die ark van die verbond wat ons weet, dwars deur die Ou Testament daar die een element was, wat as dit teenwoordig was en as dit aangeraak was, het dit jou lewe gekos of jou dood gekos. Dit was die sleutel gewees tot oorwinning. Dit was die bevestiging van God se teenwoordigheid. Hulle die Here daar kom aanbid. En laat my dink. Hoeveel van die vrees van die Here is daar vandag? En jou en my aanbidding voor die Here. Want die eenvoud van die saak is, net soos wat hulle in daardie dag, daardie huis van God aan die Here toegewy het, is ons vandag sy tempels, en moet ons dag vir dag aan God so toegewy word, nie een keer in 'n leeftyd nie, maar elke dag, van die môre vroeg, tot in die aand laat, en elke deeltjie van wat ons is, en wie ons is, ons bou die tempel, hier waar ons is vandag, hierdie is die huis van die Here, ons bou steeds vandag, aan hierdie tempel van die Here. Laat my dink aan daardie lied, ons bou altyd dag na dag, smorens vroeg tot in die nag aan die tempel, wat die wêreld nie kan sien. Elke oorwinning in sy naam voeg die stene stewig saam, in die tempel van die ewigheid. En ons behoort ook, so te bou, soos wat hierdie mense gebou het, met die vrees van God in ons harte. Die vraag, wat ons onsself moet afvra is, bou ek vandag, aan hierdie huis van die Here, en die vrees van die Here? Bou ek vandag in hierdie tempel van die Here, in die vrees van God? Ons sal maklik vir mekaar sê, maar ons doen wel. Maar is dit sigbaar? Want ek herinner jou aan vers 33, hulle het alles gedoen, het alles aan God toegewy, sodat al die volke daar buitekant kan sien, hierdie huis is aan God toegewy. Hoe gaan ons om? Hier in ons eie plek, wat ons God se huis noem. Nou die parallelle gedeelte van hierdie skrifgedeelte wat ons vanmôre gelees het, vind ons ook in 1 Konings 6, waar daar 'n verdere verduideliking van dit alles is, en daar baie detail daarin opgevat is. Maar in vers 31 kom hy die eerste keer en hy sê, alles wat nou gedoen is, het hulle gedoen, sodat die wêreld God kan vrees. In vers 33 kom bevestig hy het weer 'n keer, dat die hele wêreld God kan vrees. So die doel van alles by die huis van die Here, is sodat die mense daar buitekant kan raak sien, dat hierdie plek is God se offerhuis, is God se plek wat vir sy eer is. En daarom moet ons onsself toets en weeg. Doen ons wat ons hier doen, in die vrees van God. So kyk saam met my, na dit wat hierdie mense die vrees van die Here in uitgeleef het, by hierdie tempelhuis. Want die eerste een wat vir my uitstaan is, die vrees van die Here was sigbaar gewees in hulle gereed maak vir die tempelwerk. En toe ek nou op die internet gaan soek en ek gaan kyk so 'n bietjie na een van die meetsnoere wat vir ons gegee word in hierdie gedeelte, dan praat hy van 'n L. En 'n L volgens dit wat op die internet vir ons gewys word is verskillende plekke het verskillende groottes van 'n L. Maar dit is een van die syfers wat gewys word, dat 'n L is 45 inches en of hy is 1.1 meter in lengte.
soos ek sê, daar is verskillende lengtes wat gegee word, maar kom ons werk op daardie lengte. Dan sou mense 'n mooi idee kry van wat nou hier gebou word. Hulle is nou besig om gereed te maak om hierdie tempel in mekaar te kom sit, want dit is wat in God in harte kom werk het. En hulle het begin om al die materiaal te begin versamel. Sederplanke vanuit die Libanon uit, groot boomstompe en balke wat van daar af al die pad vir honderde kilometers na hierdie plek gebring word. Siprusplanke vir die afrondingswerk. En nou kom aan die agterkant van hierdie gebou word die allerheiligste toegemaak met 20 meter van hierdie planke. Dan die binnehof van hierdie vertrek van hierdie tempel is 20 by 20 by 20 L. So is basies 20 by 20 by 20 meter wat net die binnehof is. En as jy 20 meter vat, dan is ons kerk te klein net vir die binnehof van die tempel. En dit word met fyn goud bedek, sê vers 20. En die meublement word met suiwer goud bedek, sê vers 21. En daar was 2 gerubs gewees, en hierdie 2 gerubs sê, volgens hierdie maatsnoer, was 10 meter lank gewees. En hulle was oorgetrek met goud, sê vers 23. Die vloer was bedek met goud, sê vers 30. Die deure was bedek met goud, sê vers 32. Net die beste was toegelaat gewees. Nie die naughty pie nie, net die beste was toegelaat gewees. En hulle het dit gedoen op die duursaamste moontlike wyse, nie op die goedkoopste wyse met spoeg en plakwerk nie. Dit was perfek, akkuraat, 20 by 20 by 20. Daar die koper verhoog wat gebou was, 5 by 5 by 5 met perfeksie. En dit vat hulle 7 jaar om dit perfek af te handel. Die priesters moes geontsondig word met hisoptakkies. Moes toegewy word aan die werksaamhede vir hierdie huis van die Here, afgesonder wees vir hierdie werk, voorberei wees vir hierdie werk, want die oomblik as die werk begin, moes hulle dag vir dag weer voorberei word vir môre se werk wat gedoen moes word. Dit is 'n gereedmaking, dit is 'n versameling, dit is wonderlike werk. Toe hulle die hout van Libanon afkry, toe gaan bou hulle bote in die see, en hulle vat die hout van Libanon, en hulle bou die bote met die hout, en hulle vat die hout al die pad om, tot waar hulle naby genoeg aan Jerusalem is, en hulle breek die bote weer op, en hulle dra die houte, tot in Jerusalem stad, om hier die plek te kan bou. Goud word ingevoer van honderde kilometers ver. Weet jy hoeveel goud? 3000 ton goud. 1830 kilogram goud, net vir die monument, wat binnenkant moet staan. 30.000 ton silwer wat gebruik is, om hierdie gebou op te rig. En elke heilige voorwerp word gehaal, en op spesifieke maniere ingedra, en neergesit in hierdie tempel. Soveel is gedoen, om gereed te maak. En laat my dink, wat doen ons in vandag se tyd? Om gereed te maak om die huis van God te bou. Wat doen ons om gereed te maak dat die Here by ons kan kom wees? Wat doen ons om gereed te maak sodat die wêreld daar buite kan die naam van God sal ken en sal vrees? Wat doen ons om gereed te maak vir sy heilige teenwoordigheid? Ons behoort bereid te wees. Ons behoort bereid te wees om perfeksie te kan doen. Ons behoort bereid te wees om dit wat ons doen met fyn goud te kan oortrek. Ons behoort bereid te wees om elke meublement op sy plek te hê, sonder 1 sentimeter wat toegestaan word, links of regs. Of dit nou die gerubs is, of dit nou die vloer is. Wie dit ook al is, of wat dit ook al is, ons is bereid om net die beste te gee, net die duursaamste, net die akkuraatste. Hierdie voorbereiding was 'n ontsondiging gewees, 'n toewyding. En dan sê hierdie woordjie op 'n stadium, elkeen op sy plek. Dis die manier van voorbereiding, elke een op sy plek. Hulle mag nie maar net met ander dinge besig geraak het nie. Hulle mag nie maar net met baie dinge besig geraak het nie, hulle moes afgesonder wees. En dan noem hy dit so, hy sê die hele volk, nie net die dominee nie, nie net die kerkraad nie, nie net die oudstes nie, nie net die mooies of die rykes nie, elke liewe een moes voorberei wees. En dit is my kosbaar, want ek sien die vrees van die Here daarin raak. En ons kan ook met perfeksie vir die Here werk.
Ons kan ook met perfeksie bou in hierdie huis van die Here. Ons kan ook met fyn goud die werk wat ons doen vir die Here oortrek, deur net ons heel beste vir God te gee. Want dis hoe mense die heerlikheid van God kan beleef. Omdat hulle sien, daar's mense wat in hierdie dag, wat dit maar net algemeen gemaak word, steeds sê, my allerbeste vir die allerhoogste, want die wêreld leef nie meer so nie. So wanneer dit gaan oor ons voorbereiding vir God se teenwoordigheid, vriende, hoe gewillig is ons vir perfeksie? O nee, doen nie, ons kan nie perfek wees, ons is net mens. Wel my vriend, kan ek vir jou so sê, as dit jou hart vandag is, dan mis jy die boot 'n myl ver. As jou hart nie is om net perfeksie te wees vir God se teenwoordigheid nie, al kan jy dit nooit maak nie, as jou hart dit nie is nie, dan mors jy God se tyd vanmôre. Sy heilige teenwoordigheid is veel meer werd as jou my voorbereiding vir sy werk. Hoe afgesonder is ons vandag, want so afgesonder as wat ek is, soveel van die vrees van die Here is in my lewe teenwoordig. Hoe sigbaar is jou en my akkuraatheid om vir God te dien met oorgawe. Hoe sigbaar is dit in ons voorbereiding, dag vir dag en oomblik vir oomblik. Hoe sigbaar is dit in ons bymekaar maak, as ons dink aan die vrees van die Here. Of is die vrees van die Here glad nie meer in die huis van die Here sigbaar nie. Want ek onthou 'n tyd in ons lewens waar dit baie duidelik in my ingedruk was dat op 'n Saterdag aand gaan klim nie te laat in die bed nie, want jy moet voorbereid wees vir Sondagoggend se erediens. Jy gaan vang nie snaakse goed aan op 'n Sondagoggend voor kerk nie, want jy moet voorbereid wees vir die teenwoordigheid van God wat in ons midde sal wees. Dis nie 'n opsie, wil ek daar wees of wil ek nie daar wees nie. Nee, dis 'n voorbereiding, dis 'n klimaks. Alles werk mee na hierdie een oomblik, wanneer ons hier by mekaar kom, Here. Ons is by die huis van die Here. Ons is voorbereid, Here. Ons is ontvanklik, Here. Ons is afwagtend, sodat jy met ons kan praat. Mense sien vandag dat die huis van die Here 'n afterthought geword. As daar iets oorbly van die begroting, sal ons vir die Here gee. As daar iets oorbly van ons tyd, kan ons dit dalk vir die Here gee. Dis hoe dit geword het in ons dag. Kyk wat gebeur in die wêreld. Partykeer sien 'n mens alles behalwe die voorbereiding. Want so voorbereid soos wat jy is, soveel van die vrees van God is in jou hart. Hoe voorbereid is jou hart vanmôre vir die bou van God se huis? Of doen jy wat jy doen omdat jy iets of iemand 'n punt wil bewys? Hoeveel van die vrees van God is sigbaar in jou voorbereiding vir die werk wat gedoen moet word? Jy het deurgekom in die bouwerk. Hoofstuk 6 vers 2 sê dat die begeerte het gekom dat die Here daar moes wees. En toe het hy gegaan en hy het 'n plek gaan bou. En daarin is die vrees vir my sigbaar. Hy het nie net 'n behoefte gehad in die teenwoordigheid van die Here nie. Hy het iets gedoen om die teenwoordigheid van God te kan beleef. Die vrees van God is daarin sigbaar. Wat doen ons om die teenwoordigheid van God te kan geniet? Wat 'n voorsorg tref ons vandag om nie God se teenwoordigheid te mis nie. Dink begin elke vertrek van ons huis van die Here. Is elkeen van die vertrekke in die huis van die Here voorberei vir God se teenwoordigheid? Is elkeen van die bedieninge in hierdie huis van die Here voorberei vir God se teenwoordigheid? Is elkeen van ons aksies, elkeen van ons werke, elkeen van ons bewegings, alles gefokus op God se teenwoordigheid? Want as dit nie is nie, vriende, dan sê dit veel van die vrees van God wat in ons harte is. En die hart van die saak is die hele volk. Nie een uitgesluit nie. Nie een enkeling was nie daar nie. Ek wonder wat ons doen die dag as nie een enkeling van die gemeente nie hier is. Gaan ons vir mekaar in plek maak dalk. Maar
Maar daarin sien ek die vrees van die Here. Die gemeente het die verantwoordelikheid, soos daar die volk die verantwoordelikheid gehad het, om elke een te gaan soek en te gaan haal en sê, kom ons gaan, niemand mag gemis word nie, niemand kan die geleentheid mis nie, kom ons gaan en gaan haal, elke liewe een, dis die oomblik wat saak maak, dis die een oomblik wat almal daar moet wees. So waar is die vrees van die Here in die huis van God vandag? Waar is die vrees van die Here in ons gedagtes? Waar is die vrees van die Here om God toe te laat? So maklik kan ek en jy deel wees van die wat dalk eerder dit verhinder, as die wat dit soek. Die groot vraag is, sien dit wat aangaan in die Midde-Ooste? Hoeveel van die vrees van die Here is daar vandag in jou en my as tempels van God? Van die punt wat ons maak vandag is, gereed maak. En ons sê vir mekaar baie maal, ons moet gereed maak vir die koms van die Here. Jy sien wat in die Midde-Ooste aan die gang is. Jy sien, dis nou die tyd wat die Here enige oomblik kan kom. Dis nou die tyd wat God se aangesig gesoek moet word. Dis nou die tyd wat ons kerk moet wees, soos wat daar nog nooit van tevore kerk was, nie? Dan wonder ek, vra ek vir myself die vraag, hoe gereed is ons vir sy koms? Want so gereed soos wat jy is, soveel van die vrees van God is daar vanmôre in jou. Die tweede een wat ek graag wil uitwys. Die vrees van die Here was ook sigbaar gewees in hulle offers vir die tempelwerk. Vers 12 sê die woord van die Here, toe verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. God kies hierdie huis wat 'n mens vir hom gebou het. En hy sê, okay, as ek hom 'n naam moet gee, dan noem ek hom my offerhuis. En in hierdie offers kon 'n mens die vrees van God duidelik raak sien. 1 Konings 8 vers 5 wys dit vir ons baie mooi. Hy sê, en terwyl koning Salomo en die hele volk by hom vergaderde gemeente van Israel saam met hom voor die ark staan, het hulle kleinvee en beeste geoffer, wat vanweë die menigte, hoor mooi, nie getel of bereken kon word nie. Hulle het moeg geraak om te tel. Hulle het begin offer en hulle het gebring en gebring en gebring, en op 'n stadium sê hulle, ouens, hou net op tel, julle gaan jouself moeg maak. 1 Konings 8 vers 63 sê, Salomo het naamlik as 'n dankoffer wat hy aan die Here gebring het, 22.000 beeste en 120.000 stuks kleinvee geslag. So het hulle in die huis van die Here ingewy, die koning en al sy kinders van Israel. En die een het gemou daaroor nie. Ja, ons praat van 22.000 beeste, nie 22.000 rand nie. Ons praat van 120.000 skapies. 120.000 rand nie. En nie een het gemou nie. Maar hoekom moet julle so baie hê vir die huis van die Here? Want hulle het vrees vir God gehad. 2 Kronieke 5 vers 6 sê, en toe koning Salomo en die hele vergadering van Israel, wat by hom byeen was, voor die ark staan, het hulle kleinvee en beeste geoffer, wat vanweë die menigte nie getel of bereken kon word nie. Dis die derde keer wat dit gebeur. Oor en oor, dis nie eens net een keer wat dit gebeur het nie. Hulle het 'n gewoonte gehad, hulle het soveel geoffer, hulle kon nie goed nie tel nie. Hulle kon net nie byhou nie. En in hulle offers kan 'n mens sien, nou was 'n vrees vir God gewees. 2 Kronieke 7 vers 7 sê, en Salomo het in die middel van die voorhof geheilig, wat voor die huis van die Here was, want daar het hy die brandoffers en die vetstukke en die dankoffers geberei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, hy het 'n 5 by 5 meter altaar gemaak, 'n groot verhoog gemaak, dis waar dit gaan gebeur. En hoor mooi, die brandoffers en die spysoffers en die vetstukke nie kon bevat nie. Daar was te veel geoffer gewees, daar's nie genoeg plek om die goed neer te sit nie. En niemand het gemou nie. Ons moet stadig wees, vriende.
om in te gaan op heilige grond. En soms voel dit vir my dat ons leef in 'n tyd waar heilige grond vir ons goedkoop geword het. En dan maak ons as die Engelsman, fools rush in where angels fear to tread. Ons dink dat ons drips en drabs goed genoeg is vir die Here. Ons dink dat ons bietjies God beïndruk. Ons dink in ons gebrek aan heilige offers voor die Here, staan God en sê, wow, dankie julle. Maar in ons offers voor God, word ons vrees vir God sigbaar. Die tyd wat ek offer vir die Here, wys my vrees vir God. My ywer wat ek offer vir die Here, wys my vrees vir God. My geloof wat ek offer voor die Here, my finansies, my arbeid, my liefde, my werk, my toewyding, alles wys my vrees voor God. En ek sidder. Wie dink ons is ons? Want soms wil ek nie offer nie. Want ek hou nie van hoe die dominee praat nie, of ek hou nie van die kerkraad nie, of die kerkraad was lanklaas in my huis. Maar dit is vir God wat jy gebreklike offers bring, nie vir die kerkraad nie. Sien die wêreld, die vrees van God in ons lewens raak, en die offers wat ons bring vir God se koninkryk. Die volgende een wys vir my die vrees van die Here was sigbaar gewees in die vuur wat vir die tempel gegee was. 2 Kronieke 7 vers 1 sê, net toe Salomo sy gebed voleindig het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffer verteer en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Hierdie vuur was die bewys gewees dat daar vrees vir God in hierdie huis was. En daar waar nie die vuur is nie, daar's nie die vrees nie. Ek sidder as ek dink. As ons vandag 'n 5x5 meter spasie voor moes gehad het, en ons offers gebring het, en ons alles voorberei het, sou daar ooit vuur uit die hemel uitgekom het. En as die vuur van die hemel afkom, en hulle in die vrees van God gewandel het, wat 'n belewenis. Maar as hulle daar gestaan het en nie in die vrees van God gewandel het nie, wat 'n duur prys. Om daar te staan, en jy wag vir God se vuur. Sy vuur gaan kom, maar daar gaan niks oorbly nie. Is dit dalk vandag wat gebeur nie? Betaal ons nie dalk vandag die prys in Suid-Afrika? Maar die vuur is lankal weg. Betaal ons nie vandag dalk die prys in ons eie kerk? Want die vuur is lankal weg. Want hierdie vuur het gewys dat hulle offers was wel aangenaam voor die Here gewees. Die vuur het gewys dat hulle die prys bereken het van die offers wat hulle bring. Die vuur het gewys dat hulle daar die pad geloop het met hierdie offers en God is tevrede met dit wat hulle gebring het. Vriende, is die vuur van die hemel wat die onderskeid getref het. As dit nie vir die vuur van die hemel was nie, was daar die klomp mense in die boefretrek vandag nog daar gewees. As dit nie vir die vuur van die hemel was nie, was die volk nooit los uit Egipte uit gewees. As dit nie vir die vuur van die hemel was nie, was Moses nooit geroep nie. En het Farao en sy magte die volk gaan haal voor hulle by die Rooi See gekom het. Ja, vriende, die vuur verklap alles. En so in jou en my as tempel, as die vuur van God nie in ons harte is nie, verklap dit alles. En as die vuur van God nie in hierdie huis is nie, verklap dit alles. Want sonder die vuur sal niks wat goddelik is gebeur. Tempelwerk is onmoontlik sonder die vuur. Offerlewens is onmoontlik sonder die vuur. Ja, ons is baie vinnig om te sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Wel, waar is die vuur? En soveel van ons is baie keer doodtevrede
sonder die vuur. Ja, is baie vure. Ek glo my, in die bediening het ek al geleer. Ek slaan die hele tyd vure dood. Maar waar is die vuur van heiligmaking? Waar is die vuur van disippelskap? Waar is die vuur van die bovertrek? Wat 'n kerk gestig het, wat tot vandag toe bestaan. En hier sit ons vandag. As ons die vuur in ons siele moet meet, wat sê dit vandag van die vrees van God in my lewe? O vriende, ek is jammer om vandag vir jou te sê, maar as die vuur van God nie in jou as tempel brand nie, as die vuur van God nie in hierdie huis is nie, is die vrees van God nie in ons lewens nie. Jy kan dit draai soos wat jy wil, jy kan maak wat jy wil. Ons kan vir mekaar lang stories vandag vertel, maar die vuur verklap alles. Dan speel ons speletjies met die vrees van God. Samson het die fout gemaak. Hy het op 'n stadium, in plaas van dat die vuur in sy hart moes brand vir God se wil en God se saak, toe gaan vat hy 400 jakkalse en hy gaan bind hulle sterk aan mekaar vas met fakkels. Toe gaan maak hy nagemaakte vuur en hy gaan ruïneer die hele landery of 'n klomp van hulle. Hoeveel keer steek ons vuur aan die brand wat nie van God af is nie? Hoe mag die Here ons help? Want sonder die vuur is kerk wees bitterlik gevaarlik. Die volgende een, waarom mense die vrees van die Here in raak sien, is in hulle dienswerk vir die tempel of by die tempel. En ons sien dit raak in vers 2. Hy sê, maar ek het vir u 'n woonhuis gebou en 'n vaste plek vir u om ewig in te bly. Hierdie dienswerk was van die koning af. Dis die koning wat sê, Here, ek het vir u 'n huis gebou. Hy stel vir die res van die volk die voorbeeld om diensbaar te wees, om bruikbaar te wees. Salomo, die wyse, die ryke, die vermoënde man, hy stel die voorbeeld. Ons moet diensbaar wees, ons moet ywerig wees om 'n woonplek vir God te skep. 'n Vaste woonplek, 'n ewige woonplek. Dis God se huis en niks in iemand anders in nie. Nee, dis nie idols in nie en dis nie Piet Retief se nie en is niks in niemand uit te waai met enigiemand anders nie. Dis God se en is net God se. Kronieke 6 vers 7 sê, en toe dit dan in die hart van my vader Dawid was om 'n huis te bou vir die naam van die Here, die God van Israel. Waar begin dienswerk? Dit begin in Dawid se hart. En daar begin jou en my dienswerk ook. Dienswerk is altyd ter wille van die naam van God, want hy het die huis gebou vir die naam van die Here. Hierdie dienswerk is altyd gewees, soos wat God gesê het dit moet wees, nie soos wat die dominee sê dit moet wees, of wie sê dit moet wees, net wat God sê, dis hoe dit moet wees. Vers 9 sê, alleen maar, jy sal die huis nie bou nie, maar jou seun, wat uit jou lendene sal voortkom, hierdie dienswerk, kom geslagte aan. Manne, jou diensbaarheid vloei oor na jou kind se lewe toe. Mamas, jou diensbaarheid vloei oor na jou kind se lewe toe. En baie keer moet mense soebat en smeek, kom ons dien die Here, kom ons doen dit met ywer, kom ons gaan, kom ons gou, kom ons doen dit vir die koninkryk. En dan daag ons op en dan is ons 5 of 10. Maar hierdie dienswerk kom geslagte lank. Maar draai dit om, dit gaan ook geslagte ver. Die volgende ding wat gedoen sê kan word van hierdie dienswerk is altyd voor die altaar, is nie voor mense nie. Jy dien nie vir die dominee of vir die kerkraad nie, jy dien vir die altaar van die allerhoogste God. Hierdie dienswerk is vir die hele vergadering ook, want dalk is daar iemand wat deur hierdie dienswerk bereik moet word vir die koninkryk. Dalk is daar een hart wat verander moet word. Dalk is daar een persoon wat aan die brand gesteek moet word. Dalk is dit jou dienswerk wat die verskil sou maak. Dienswerk kan ook nie aangepas word nie. Elkeen het sy eie deeltjie gehad. Dienswerk sou ook nooit genoeg gewees het nie, want toe dit al die offers bymekaar bring, het nie genoeg plek vir alles nie. Al kan ek en jy net doen wat ons kan doen. God bly getrou. Op die einde van die dag sal dit genoeg wees. Van die koning tot die laaste een. Maar in vers 19 sien ons hierdie dienswerk is voortgesit in gebed. Vers 21 sê, hierdie dienswerk was almal se werk. Hierdie dienswerk
is om die hande na hierdie huis toe op te rig. Dis wat die kerk van vandag maak. Nou is ons besig met dienswerk vir die Here, nie? Jy impres God glad met jou vyande nie. Maar waarvan hy praat is om ywerig besig te raak en sê, Here, waar kan ek vat? Here, wat kan ek doen? Here, wat kan ek doen om te werk vir die saak van die Here? Wat kan ek doen om te werk om hierdie huis van God te bou? Dienswerk word gedoen in die vrees van die Here. En soveel of so min soos wat die dienswerk is vir die bou van die huis van die Here. Ja, vriende, dis die probleem. Kyk, ons bou vandag baie dinge op baie plekke. Maar bou ons nog in die huis van die Here? Maar die dienswerk vir die bou van die huis van die Here wys op die vrees van die Here. 2 Kronieke 7 vers 6 sê, terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die leviete met die musiekinstrumente van die Here en wat koning Dawid gemaak het om die Here te loof. Die hele vergadering was daar. Het hulle gedoen wat hulle moes doen voor die Here. O vriende, in jou en my dienswerk, elke een van ons, hoeveel van die vrees van God is sigbaar daarin? Of jy nou 'n liggie moet vervang, of jy nou 'n mat moet stofsuig, of jy nou 'n beeldjie moet oortrek met goud, of wat dit ook al mag wees wat jy moet doen. En dit wat jy moet doen, is die vrees van God vanmôre sigbaar. En as dit nie is nie, dan is dit fataal. Die laaste ding wat ek graag wil uitwys is die vrees van die Here is sigbaar geword in hulle gebede. Vers 40 sê die woord van die Here, my God, mag U oë tog nou oop wees en U ore luister na die gebed van hierdie plek. Staan dan nou op na U rusplek, Here. God, U en die ark van U sterkte, laat U priesters, Here God, met heil bekleed wees en laat U gunsgenote hulle verheug in die goeie. Here God, wys U gesalfde nie af nie. Dink aan die gunsbewyse aan U knegt Dawid. In hierdie man se gebed sien ek dat hy 'n vrees vir die Here gehad het. En nou begin hy bid. En in hierdie gebed kom buig hy sy hart en giet sy hart uit voor die Here. O vriend, daardie gebed wat opstyg na die troonkamer van die hemel, bewys die vrees van die Here. Dis die vraag. Hoeveel gebede styg nog van hierdie huis van die Here af op na God toe? Wat ons gemaklik geraak, dis die kerkraad se werk om te bid. Dis die dominee se werk om te bid. En hierdie man kom bid, sodat hy vir die hele volk 'n ligtoring sal wees. Dat hierdie huis 'n ligtoring sal wees, daardie huis van gebed, daardie verootmoediging voor die Here, daardie erkenning voor die Here. Hy bid vir daardie, Here, staan op, Here, kom tot aksie, Here, gaan oor tot aksie, staan op, Here, kom werk in ons, kom doen in ons. Here, bring die ark, bring die teenwoordigheid, Here. Bring die sterkte, bring die almag, Here. Bring die priesters, Here. Beklee U die priesters, soos wat U hulle wil beklee, Here. Hy bid vir sy gunsgenoot, hy bid vir die hele volk. Hy bid vir die koning, die gesalfde. Hy bid vir homself, vir die knegt. Smeek gebede. Kom pleit hy voor die Here. En hy kom doen dit ter wille van rus. Nie enige rus nie, God se rus. Hy kom doen dit ter wille van God se sterkte. Hy kom doen dit sodat die priesters nie kaal sal staan nie. Hy kom doen dit sodat mense verheug sal word. Hy kom doen dit sodat hulle God se guns kan beleef. Hy kom doen dit. En in dit sien 'n mens die vrees van God duidelik raak. O vriende, hoeveel van die vrees van die Here is vandag in jou en my lewe sigbaar? In die gebedslewe van hierdie huis van die Here. Ek sluit af met hierdie versie. 2 Kronieke 6 vers 33. Wil jy dan hoor uit die hemel? Last famous words. Here, hoor net ons gebed. Uit U vaste woonplek, die hemel, sodat al die volke van die aarde U naam mag ken en U vrees, soos U volk Israel. En mag gewaar word dat U naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek vir U gebou het. As mense na ons as tempel sou kyk, as mense na hierdie huis van die Here moet kyk, wat is die woorde wat op hulle lippe opkom? Erken hulle sy naam?
Sien hulle die vrees van God in ons lewens raak? Of sien hulle ons het net soos die wêreld geword? Hoeveel van die vrees van God is daar vanmôre? En jou en my as tempel sigbaar. Hoe mag die Here ons help? Want dit word sigbaar in ons gebede. Dit word sigbaar in ons voorberei. Dit word sigbaar in ons soeke na die Here. Dit word sigbaar in ons dienswerk vir die Here. Dit word sigbaar in ons offers aan die Here. Mag die Here ons opwek om met die vrees van God te lewe. Tree vir tree. Dag vir dag. Ons buig ons harte aan met ons saam. Vader, is nou môre soos vanmôre wat ek nie woorde het nie. Want ons skiet so ver te kort, Here. So Here, kom begin by my asseblief. En help vir my om voorberei te wees vir dit wat U vir my lewe wil hê, vir die bou van die huis van die Here, vir die tempels van God. Ja, Here, help my om die regte offers te bring. Help my, Here, dat U vuur in my sal brand. Help my, Here, dat ek met groot ywer dit sal doen. Want in dit alles is die vrees van God in ons lewens sigbaar. En Here, ons het U nodig. Want die tyd loop uit. Daarom kom buig ons harte voor U neer. En Here, ons bid dit. Nie omdat ons het verdien nie, maar ter wille van U naam.